Ons skriflesing vir vanoggend is eintlik die hele Efesiërs 1. So ons gaan begin by die eerste 14 verse en dan sal ons later in die diens die res van die hoofstuk hanteer vir die wat wil saam oopmaak. Daarom dan Efesiërs 1 vers 1 tot 14. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees, nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. In hom het ons bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur, en om alle dinge, die dinge van die hemel en die dinge op aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. In hom is julle. Toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van die hele verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. Vir nou lees ons net tot daarso. Miskien is die regte plek om te begin by die einde van hierdie gedeelte. Ons hoop is gewaarborg in die beseeling van die Gees, wat ons nou onvoorwaardelik deel maak as kinders en mede-erfgename van God. Wat ons onvoorwaardelik deel maak as kinders en mede-erfgename van God in Christus. Maar ons is nie net kinders of mede-erfgename nie, ons is ook medewerkers van God. Hierdie teks is ongelooflik geskryf om die realiteit van hoop in 'n lewende God duidelik te maak. Maar hierdie teks beklemtoon ook die belangrikheid of die belangrike verhouding tussen identiteit en verantwoordelikheid wat hand aan hand loop. So ons is uitverkies om in liefde van God te leef. Om die liefde van God te leef. Of soos wat Paulus dit in vers 4 sê, so het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Hierdie uitverkiesing behoort nie een of ander onsekerheid by jou los te maak nie. Maar ons behoort dit eintlik juis as 'n stuk bevestiging te beleef. Wanneer Paulus hierso praat van uitverkies wees, gaan dit hoegenaamd nie oor die vraag, is jy uitverkies? Is jy seker jy is uitverkies? Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Hierdie uitverkiesing gaan nie oor eksklusiwiteit van wie is in en wie is uit nie. Hierdie uitverkiesing gaan oor identiteit en daarmee saam verantwoordelikheid. Ons word deur God in Christus uitverkies, geroep om God se werk met liefde op aarde te doen. Ons word onvoorwaardelik geroep vir verhouding met God drie-enig. En ons word aanhoudend geroep, eintlik gestuur, om vanuit hierdie liefdesverhouding sy liefde te gaan verkondig, sy liefde te gaan leef. Tog mis ons dikwels die punt. Sien, hierdie hele hoofstuk gaan oor hoop, 'n hoop wat alle verstand te bowe gaan,
'n hoop wat dit vir Paulus moontlik maak om ten spyte van die feit dat hy waarskynlik in die tronk sit terwyl hy die brief skryf, nog steeds in afhanklikheid en dankbaarheid te leef, nog steeds opgewonde kan raak. 'n Hoop wat hom opgewonde laat raak oor God se koninkryk selfs terwyl hy in die tronk sit. 'n Hoop wat hom opgewonde maak oor ander gelowiges se geloof, opgewonde en hoopvol maak oor medegelowiges se liefde, opgewonde en hoopvol maak oor die volheid van die evangelie van Christus. 'n Hoop wat alle verstand te bowe gaan. Tog mis ek en jy dikwels hierdie hoop. En dit maak sin. Dit maak sin dat ons dit mis. As ons menslikerwys na die wêreld om ons kyk, na ons eie lewens kyk, is dit baie maklik om hopeloos te raak. As ons die gebrokenheid van ons families, die stres en die spanning van die ratreis, die onversadigde magsig van leiers in hoë posisies, die agteruitgang van ons land, die verskriklike selfsugtige oorloë en vervolgings, die armoede om ons, die haat en wraak van een groep teenoor 'n ander as gevolg van nietige verskille soos geslag en ras en kultuur. Al hierdie dinge is bevestigings van die stikkendheid van hierdie wêreld. En as ons dit raak sien, as die mense wat ons is, dan is dit baie makliker om hopeloos te raak. Dan is dit baie makliker om inwaarts te keer en die bietjie wat ek het styf vas te hou en maar my hoop daarin te vind. Want goeie genigtig, as ek my oogklappe afhaal, dan sien ek net wanhoop. En daarom as ons enigstens wil begin dink oor hierdie hoop wat alle verstand te bowe gaan, moet ons dalk by die begin begin. Waar beleef jy op hierdie stadium in jou lewe wanhoop? Waar beleef jy op hierdie stadium gebrokenheid of hopeloosheid? Want ons doen tog. Ons beleef tog genoeg dinge in ons lewe om ons hopeloos te maak. Maar dan beer ons voor, tree vir tree, en ons probeer as goeie gelowiges hoopvol bly en entoesiasties bly. En dan hou ons vas aan woorde soos die volgende: Jesus se hoop gaan alle verstand te bowe. En gewoonlik sien ons dit op een of ander vlak as 'n gerusstellende mantra van, ja, dinge gaan nou sleg, maar Jesus sal dit kom herstel. Dit is ons hoop. Ons hoop is 'n tipe van hope against all odds. Hoop wat alle verstand te bowe gaan is 'n hope against all odds. En natuurlik gaan Jesus herstelling, versoening en redding bring. Natuurlik is Jesus God Drie-enig reeds besig daarmee. En dit is werklik groot. Die omvang van Christus se versoening is beslis iets wat alle verstand te bowe gaan. Maar as dit die som totaal is van ons idee van hoop, as dit die som totaal is van ons idee van hoop wat alle verstand te bowe gaan, hierdie ingryp, dan is ons besig om 'n belangrike aspek van die hoop in Christus te mis. Die hoop wat alle verstand te bowe gaan, gaan nie in die eerste plek oor een of ander uitkoms nie. Dit gaan nie in die eerste plek oor een of ander bo-natuurlike ingryp nie. Dit gaan oor die harde realiteit van 'n mens, van Jesus, wat gekruisig is. Dit gaan oor die harde realiteit, die werklikheid van 'n mens soos Paulus, wat in 'n tronk sit. Dit gaan oor die goddelike werklikheid, dat daar 'n diep, lewensveranderende hoop in Christus is, self al verander jou lewe nie. 'n Lewensveranderende hoop wat dieper lê as ons oppervlakkige lewens. Want as ons hoop net koppel aan een of ander verandering van omstandighede, dan is dit nie juis vreemd nie. Dan is dit nie regtig iets wat alle verstand te bowe gaan nie. As ons in hierdie paradigma val van, ek hoop my lewe gaan beter, dan gaan my lewe nou wel beter, dan is ek nou meer gelukkig.
Dit is nie 'n hoop wat alle verstand te bowe gaan nie. Inteendeel, dit is die wenresep van die grootste gedeelte van die wêreld en dikwels ook ons wenresep. Ek hoop net my lewe gaan beter en dan sal ek gelukkiger wees. Nee. Die hoop in Christus wat alle verstand te bowe gaan, is die werking van die Gees in ons, sodat ons 'n lewende, lewegewende hoop sal hê, selfs in lewe-stelende, doodsvonnis tipe situasies. Nou, as dit nie beduidend is nie, spoiler alert, hierdie hoop is nie moontlik in onsself nie. Ons is nie in staat tot hierdie hoop nie. Nie sonder Christus nie, nie sonder die Gees wat in ons werk nie. En daarom is dit 'n hoop wat alle verstand te bowe gaan. Omdat dit 'n hoop is wat ons nie sonder Christus en die werking van die Gees kan bekom of bereik of beleef nie, is dit 'n hoop wat alle verstand te bowe gaan. Nou hierdie hoop wat alle verstand te bowe gaan, behoort volledig deur ons omarm te word om dit enigstens te kan begin waardeer. Ons moet met hart en met siel en met kop en verstand en selfs met jou liggaam inkoop om iets van hierdie hoop te begin omarm. Met ons volle menswees in Christus moet ons inkoop in hierdie hoop. En daarom is dit ook goed om dit te batch proses. Kom ons begin by ons koppe. Dit is natuurlik so gerieflik en gemaklik vir ons. By ons verstaan en ons gedagtes, dan lees ek weer vir ons vers 4 tot 6. So het hy, wat nou God is, ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees, nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. So as ons met ons koppe hierdie gedeelte lees, dan is daar 3 eenvoudige punte wat ons moet raak sien. Ons is uitgekies. Dit is 'n bevestiging van ons identiteit en dit is 'n bevestiging van ons verantwoordelikheid. Ons identiteit is uitgekiestes, heiliges vir wie God lief is. Ons is kinders van God. Ons hoef nie 'n vraagteken daarby te sit of aan te hou wonder daaroor nie. Ons is kinders van God, uitverkies. 'n tweede punt, deur Jesus, alleen volgens die wil van God, wat dit goed gedink het, word ons geroep tot lof. Nie uit verdienste nie, nie deur iets wat ons reg gedoen het nie, of deur iets wat ons nie verkeerd gedoen het nie. Suiwer deur die wil van God, wat dit goed gedink het, word ons geroep om God se naam te verheerlik. Dis ook die hoofding waarvoor ons wel geroep word, om in verhouding met God, God se naam te verheerlik. En dan 'n derde punt, ons is nog steeds by ons kop. Ons word begenadig. God bewys aan ons genade, sodat ons kan besef dat hy ons roep, maar sodat ons ook kan begin verstaan hoe ons God se heerlikheid kan loof en prys. Dit is waarvoor ons geroep word. Nou as ons oor verlossing en genade en geloof en al daardie tipe woorde dink, neig ons koppe gewoonlik in die rigting van reg en verkeerd. Die prentjie van die nou pad en die breë pad, of hemel en hel en gesprekke rondom dit. En natuurlik is daar plek vir hierdie gesprekke. Maar God wat ons begenadig en verlos, gaan nie net oor die lewe eendag nie. Dit gaan nie net oor hierdie moralistiese reg en verkeerd, leef jy as 'n goeie mens nie. Want baie keer raak ons reg en verkeerd in elk geval meer van 'n wêreldse gesprek as 'n Christus tipe gesprek. Nee, ons word deur genade geroep en toegerus om nou reeds in Christus te kan rus. Om nou reeds die heerlikheid van God te die enig te kan aanskou en beleef, en om nou reeds liries te raak daaroor, passievol te raak daaroor, sodat ons soos Paulus opgewonde is om God met alles wat ons is, alles wat ons het, te loof en prys. Om nou reeds met hierdie heilige hoop
te midde van gebrokenheid te leef. Dit is so 'n bietjie van 'n kopgesprek. Miskien kan ons probeer om ons harte deel van hierdie gesprek te maak en dit is aansienlik moeiliker. Kom ons probeer ons gedagtes en ons gevoelens met die volgende 2 verse bymekaar bring. In hom, wat nou Jesus is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. Wat voel jy as jy dit hoor? Die Gees is jou waarborg. Deur die Gees is jy reeds beseël as kind van God. Die Gees is jou waarborg. Die groot gawe van die Gees, een van die groot gawes van die Gees, is ons geloof. Ja, ons geloof in die sin van sekerheid en oortuiging, maar veral ook geloof in die sin van verhouding en loyaliteit. Ons kry ons waarborg deur die Gees wat ons roep en toerus om wel in Christus heilig te kan leef. En nou sê ek weer, hierdie heiligheid in Christus gaan nie in die eerste plek oor goeie gedrag nie. 'n Goeie Christen is nie die een wat nie teepraat nie. Baie keer wil ons dit verskraal tot al hierdie duitjies en daadjies van goeie maniere. Die heiligheid gaan oor 'n diep afhanklikheid van God. 'n Afhanklikheid wat jou toelaat om ten spyte van jou lewe, ongeag wat jou lewe is, ongeag die harwar en die chaos wat jy beleef, om ten spyte daarvan berusting in Christus te vind. 'n Afhanklikheid wat jou in staat stel om hoopvol te leef, selfs al verander niks anders in jou lewe nie. Dink maar net aan Paulus. Ek dink hy het iets verstaan van daai afhanklikheid. Nou om hierdie diep waarheid oor die lewendige hoop in Christus verder te laat grondvat, moet ons bietjie staat maak op Paulus se beliggaamde wysheid en geloof. Om nou bietjie dieper as ons oppervlakkige gedagtes en ons oppervlakkige emosies te beweeg, wil ek jou uitnooi om vir 'n oomblik jou oë toe te maak. Dan lees ek vir ons die res van Efesiërs deur. En terwyl jy met jou oë so toe sit, nooi ek jou uit om met jou volle menswees te luister na dit wat God in hierdie teks openbaar. Luister na die waarheid, hoor die passie, hoor die uitnodiging, die roeping, en beleef jy hoe God jou spesifiek nou deur hierdie woorde van Paulus kom ontmoet. Ek nooi jou uit, maak gerus jou oë toe, dan lees ek vir ons Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Hoor die stem van God in hierdie woorde van Paulus. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vul. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles.
Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vul. Here Jesus, help ons om hierdie waarheid te omarm. Help ons om te beleef hoe ons deel is van hierdie liggaam, wat geroep word om in Christus alles in almal te vul. Help ons om u roepstem te hoor. Ook nou. Amen. Op hierdie stadium gaan ons beweeg na ons gebruikelike gespreksmoment. Nou is daar, die gespreksmoment gaan in 2 dele gedeel word. Vir die wat nie weet, vir die wat dalk vir die eerste keer nou in die gespreksmoment is en so aan, ek gaan jou uitnooi om na iemand naby jou te draai, en dan gaan daar 2 skyfies wees. Die eerste met 2 vrae en die volgende skyfie met 2 vrae, waarvoor dat tyd gaan wees. Maar voor ek dit doen, net 'n enkele gedagte. Ons lees nou in hierdie gedeelte oor die liggaam van Christus en ons wat deel is van die liggaam van Christus. Maar om saam die liggaam van Christus te wees, gaan nie net daaroor dat Christus alles in ons kom vul nie, maar ook oor die feit dat ons as gemeenskap, as gemeente, as liggaam, geroep word om hierdie volheid van Christus in alles en almal anders te vul. Dit is ons identiteit, ons is die liggaam van Christus, maar dit is ook ons opdrag, gaan wees die liggaam van Christus. So hou dit in gedagte, terwyl ons die volgende 4 vrae saam bespreek. Julle kan gerus verder op pad huis toe nog hieroor gesels. Mag die oë van julle harte verlig word, sodat jy met goddelike wysheid beleef dat God jou diep liefhet. En mag jy in daardie liefde, vanuit daardie liefde, met 'n lewendige hoop leef. Kom ons bid saam. Here, verlig tog ons harte, rus ons toe, sodat ons u liefde en teenwoordigheid kan beleef, en sodat ons met hoop kan leef. Kom help ons om afhanklik te wees, Here. Here, waar ons nou ook gaan stil staan by ons lewensritme, by dit wat ons hierdie week wil aanpak, is ons gebed, dat U ons werklik so kom ontmoet, dat ons nie een of ander pretensie gewoonte kwytraak nie, of een of ander iets om oulik te wees nie, maar dat U ons diep begelei in dit waarmee ons in ons huidige geloofsfase besig behoort te wees. Amen. Die regula, die lewensritme vir hierdie week, gaan uit die aard van die saak oor hoop, die hoop eerste Sondag van Advent. Maar voordat ek bietjie verduidelik wat my voorstel sou wees vir die geloofsgewoonte, is daar 'n catch-22 in hierdie hele geval. Ons lees nou hier die brief van Efesiërs, wat waarskynlik vir die Efesiërs geskryf is, maar waarskynlik as 'n sirkelbrief geskryf is. So dit was nie net vir Efesiërs nie, dit was meer algemeen vir 'n paar ander gemeentes ook gewees. Nietemin sou dit by Efesiërs gedraai het, by die gemeente in Efese. En dan lees ons later in Openbaring 2 vers 4, nou waarskynlik rondom 40-50 jaar later in Efese, dan skryf Johannes, maar, en dit is nou vir die gemeente van Efese, ek hou dit teen jou, Efese, dat jy jou eerste liefde versaak het. So die punt wat ek hier probeer maak is dat, so liries as wat Paulus geraak het oor die geloof en die goeie wat by Efese aan die gang was, iewers het hulle eerste liefde verloor. Iewers het hulle dalk iets van hulle hoop verloor. En die punt is nie om met hierdie vrees te leef van, wat as ek my hoop verloor, wat as ek my eerste liefde vir God verloor nie, nee. Die punt is eerder dat ons moet doen wat ons kan om in Christus te bly leef, sodat Christus
aanhoudend daai hoop in ons kan bewerkstellig. En daarom is dit die eenvoudige regula vir die week. Om in Christus tot ruste te kom. Baie keer doen ons 'n klomp goed vir Christus of in die naam van Christus, maar om te doen wat nodig is in jou lewe, om net in Christus te rus. Miskien doen jy dit deur stil te sit. Miskien doen jy dit deur tee te maak en in jou tuin te gaan loop. Miskien doen jy dit deur 'n praise and worship lied aan te sit. Maar doen dit doelbewus met die ingesteldheid, ek is besig om in Christus te rus. En saam met hierdie in Christus, raak dit 'n kwessie van vertroue en afhanklikheid. Ja, ons moet deelneem aan dit waarmee God besig is. Dis baie makliker om jou hoop te behou as jy saamwerk aan oplossing en saamwerk aan verkondiging en saamwerk aan die manier wat ons met hoop en liefde kan leef. Maar ten spyte van al ons pogings, moet ons besef dat die gebrokenheid van hierdie wêreld en die hopeloosheid waarmee ons sit, kan nie deur ons opgelos word nie. So, doen hierdie week wat jy moet. Hier is baie vaag, jy moet dit maar gaan toeëien soos wat dit pas in jou lewe. Maar werk iets in jou lewe by, sodat jy afhanklik en met genoeg vertroue kan leef, dat jy nie vaskyk in jou probleme en hoekom God dit nie nou uit jou pad uitvat nie. Maar dat jy so diep op God vertrou, dat jy met hierdie lewendige hoop kan aanhou leef, selfs al bly daai sekere kwessie in jou lewe, maar nog steeds vir 'n ruk dra. Hoop ten spyte van. Hoop deur hierdie vertroue en afhanklikheid. Hoop in Christus. En as ons iets van hierdie hoop dan wel kan beleef, en as ons in die gemak van ons eie lewens, want kom ons wees maar eerlik met mekaar, ten spyte van alles wat suid gaan in ons lewens, is ons lewens oor die algemeen aansienlik gemakliker en geriefliker as die meerderheid van die wêreld se. Dit is aansienlik gemakliker en geriefliker om as 'n gelowige in Suid-Afrika te leef, as 'n klomp ander lande. Ons lewens is nie so bad nie. Maar as ons dan in ons relatiewe sagte lewens iets van hierdie lewendige hoop beleef, word ons ook uitgenooi om te bid vir die waar dit ekstra moeilik is om dit te beleef. Kom ons word stil voor die slotlied en dan vat ons 'n oomblik van voorbidding. Kom ons bid saam. Here, op 'n stille nag is U gebore. Op 'n stille nag is die verlosser van die wêreld gebore. Op 'n stille nag in 'n wêreld wat lawaai. Here, op 'n stille nag het die engele aan die herders, die uitgestote mense verskyn om die aankoms van ons Here en Verlosser te verkondig. Mag U ook nou by die wat uitgeskuif leef, tasbaar teenwoordig wees. Here, ons bid vir die stikkendheid en die hopeloosheid in ons midde. Ons bid vir ons eie mense, ons gesinne, ons families, ons gemeente, met al die swaar kry wat daar wel is, met al die spanning en stres. Here, wees ons tog genadig, ontferm U tog oor ons. Ons bid vir ons land. Ons bid vir die leiers van ons land. Here, almal wat geseën is met gesag en mag. Mag U tog in hulle harte werk. Mag U tog in die strukture werk wat so baie keer meer lewe steel as lewe gee. Sodat ons op alle vlakke van ons samelewing in ons land U redding en U vryheid en verlossing kan beleef.
Here, ontferm U tog oor ons land. Wees ons genadig. Here, en dan dink ons baie spesifiek aan die groter Afrika, met al die vervolging en al die seer, waarvan ek self te min weet en daarom in die algemeen bid, Here, maar U weet wat werklik op grondvlak aan die gang is. U weet van die vrees waarmee soveel mense leef. U ken die harte, die gedagtes van elke mens. Here, U is innig jammer en diep betrokke by daardie gebrokenheid. En steeds bid ons, omdat dit dikwels alles wat ons kan doen, Here, laat U wil in Afrika geskied. Here, ons bid vir vryheid, ons bid vir vrede. Here, mag U liefde in hierdie adventtyd en hierdie Kerstyd sigbaar raak in Afrika. Here, en dan bid ons ook vir die res van ons wêreld. Met al die magsig en hebsig en haat en oorlog en alles wat so verkeerd gaan en almal wat elke lyntjie vir homself leef, elke leier vir hom of haarself. Mag U in hierdie tyd tasbaar teenwoordig wees. Dit is ons gebed. Op U vertrou ons met alles wat ons het. En daardeur is ons dankbaar vir ons lewendige hoop in U. Amen.